Termoregulering is die proses waardeur organismes hul liggaamstemperatuur beheer. Ektotermiese diere of koudbloedige diere soos reptiele, amfibieë en die meeste ongewerveldes gebruik hitte uit die omgewing om hul liggaamstemperatuur te reguleer. Hulle is dus afhanklik van die son of ander eksterne hittebronne. Endotermiese diere of warmbloedige diere soos voëls en soogdiere produseer hul eie liggaamshitte deur metabooliese prosesse. Hulle handhaaf 'n relatief konstante liggaamstemperatuur, gewoonlik ongeveer so 37°C, ongeag die omgewingstemperatuur. Die vel is die grootste orgaan van die menslike liggaam en speel 'n belangrike rol in termoregulering, beskerming en om te kan voel. Die vel bestaan uit 3 lae: die epidermis, dermis en hypodermis. Die epidermis bestaan hoofsaaklik uit dooie selle wat die liggaam beskerm. Dit bevat ook melanien, die pigment wat die vel sy kleur gee en teen UV-strale beskerm. Die dermis is die middelste laag en hy bevat bloedvate, soos wat jy hier kan sien, senuwees, reseptore, haarfollikels en ook die sweetkliere. Hierdie strukture help met die temperatuurbeheer, gevoel en die uitskeiding van sweet. Die hypodermis, dit bestaan uit vet en losbindweefsel, wat as isolasie dien, energie stoor en die liggaam teen skokke beskerm. In termoregulering speel die bloedvate, hierso, en die sweetkliere in die dermis 'n baie belangrike rol om die liggaamstemperatuur konstant te hou. Een van die maniere waarop die liggaam temperatuur beheer is deur vasokonstriksie en vasodilasie van bloedvate in die vel. Nou kom sê ek vasokonstriksie so vreemd, daarso is 'n Jy moet seker maak jy spel hierdie reg. Anderste wys dit na konstruksie, wat nie die geval is waarvan ons nou praat nie. Ons praat van vasokonstriksie met 'n kolletjie en nie 'n bakkie nie. Hier kan jy sien, vasokonstriksie is waar die bloedvate in die vel vernou, daar min spasie vir bloed is om deur te beweeg. Wanneer die bloedvate verwyd, kan jy sien, is daar meer spasie vir die bloed om deur te beweeg en ons noem dit vasodilasie. Wanneer die liggaam te koud is, vind vasokonstriksie plaas. Die bloedvate in die vel vernou, daar gaan minder spasie wees vir die bloed om deur te vloei, so minder bloed vloei naby die veloppervlakte en minder hitte word aan die omgewing verloor. Dit help die liggaam om warm te bly. Wanneer die liggaam te warm is, vind vasodilasie plaas. Die bloedvate in die vel verwyd. Meer bloed vloei naby die veloppervlak en meer hitte gaan verlore en word afgegee aan die omgewing. Dit help die liggaam om af te koel. Vasokonstriksie en vasodilasie word deur die hypothalamus beheer om die liggaamstemperatuur naby 37°C te hou. Daarso is die hypothalamus in die brein, hy is die beheersentrum vir honger, dors, slaap en hierso is waar ons nou mee besig is, liggaamstemperatuur. Kom ons kyk na die negatiewe terugkoppelingsmeganisme van temperatuur. Wanneer die liggaamstemperatuur bo normaal is, met ander woorde meer as 37°C, sal die termoreseptore in die vel en die hypothalamus gestimuleer word om 'n boodskap te stuur na die bloedvate, waar die bloedvate verwyd. Ons noem dit vasodilasie. Meer bloed beweeg na die veloppervlak. Meer hitte word aan die omgewing afgegee deur middel van straling. Jy sal begin sweet, so jou sweetkliere word aktief en skei sweet af. Verdamping van die sweet koel jou liggaam af. Die temperatuur van die liggaam sal afneem en terugkeer na normaal. Wanneer jou liggaamstemperatuur onder normaal is, met ander woorde minder as 37°C, sal die termoreseptore in die vel en hypothalamus gestimuleer word om 'n boodskap te stuur aan die bloedvate om te vernou. Dit noem ons vasokonstriksie. Minder bloed beweeg na die veloppervlakte. Minder hitte word aan die omgewing afgegee en die rektorspiere trek saam. So dit is nie noodwendig op ons van toepassing nie, maar meer by diere. So wanneer diertjies se haartjies opstaan, dan vang dit warm lug vas. Wat met ons ook sal gebeur en met diere is die sweetkliere word onaktief en geen sweet word afgeskei nie, want dit is koud. Vinnige spiersame trekking, so wanneer jy begin bewe, veroorsaak dit ook dat jou liggaam hitte vrystel. Jou liggaamstemperatuur sal dan styg en terugkeer na normaal.
Hier is basies dieselfde, net so 'n bietjie op 'n ander manier. So hipotermie sal gebeur op 'n warm dag, wanneer die temperatuur meer as 37°C is. Die hypothalamus sal die verandering waarneem. Die termoreseptore in die vel en die hypothalamus word gestimuleer om 'n boodskap te stuur aan die bloedvate. Die bloedvate verwyd, ons noem dit vasodilasie, en beweeg nader aan die veloppervlakte. Meer hitte word aan die omgewing afgegee. Die sweetkliere word aktief en skei sweet af. Die verdamping van sweet koel die liggaam af en die liggaamtemperatuur sal terugkeer na normaal. Hipotermie gebeur op 'n koue dag. Indien die liggaamstemperatuur onder 37°C gaan, sal die hypothalamus die verandering waarneem. Die termoreseptore in die vel en die hypothalamus word gestimuleer en stuur 'n impuls na die bloedvate, sodat die bloedvate vernou. Ons noem dit vasokonstriksie. Bloedvate beweeg verder weg van die veloppervlakte. Minder hitte word afgestaan aan die omgewing. Erektorspiere trek saam, die haartjies vang warm lug vas. Sweetkliere word onaktief en geen sweet word afgeskei nie. Vinnige spiersame trekkings veroorsaak bewing en respirasie skei hitte af. Die temperatuur gaan dan dus terugkeer na normaal.